Here God, U is ons Vader, die een wat geskep het en onderhou. U, Here Jesus, is ons verlosser, deur wat ons vrymaak van onsself en van ons werklikhede, wat ons verhoed om as U kinders te leef. En U is die Heilige Gees wat in ons is en ons begelei elke dag op die pad van Christen wees. En wanneer ons dan vanmôre hier saam is as gelowiges van ons gemeente en ook ons besoekers, dan is dit ons gebed dat U verheerlik sal word. In alles wat ons mag sê of doen, dink. Maar Vader, saam met die feit dat U verheerlik moet word deur ons nietige mense, is dit ook ons gebed dat U deur die Gees in ons hart en gedagtes sal inspreek. Dat U met ons op reis sal gaan, opnuut weer. Ook in 'n stuk voorbereiding om Kersfees te vier en opnuut bewus te word van hoe groot U liefde vir ons as mense is. Ons sien met verwagting uit na dit wat U in hierdie tyd met ons gaan deel. En ons bid daarom, Here Jesus, dat U vir ons ook 'n rustigheid in ons hart en gedagtes in ons gemoed sal gee. Dat U ons met hoop sal vervul en dat ons getrou sal bly aan dit wat U van die woord uit met ons deel. Ons bid dit in U naam vanoggend. Amen. Vriende, dit is ons eerste Adventsweek. Ja, die eerste Sondag, Adventssondag van elke jaar, staan ons 'n bietjie stil by die tema van hoop. En ons gaan vanmôre juis vanuit Jesaja uit nadink oor wat beteken dit om met hoop te lewe, as Christen, as gelowiges. Wat is anders as die hoop wat ons in die wêreld baie keer van hoor. En daarom wil ek vra Soret, gaan vir ons vanoggend ons eerste Adventskers aansteek, die eerste Perskers, wat die simbool is van hoop. En elke Sondag, tot en met Kersdag self, steek ons dan een van hierdie Adventskerse aan, tot natuurlik op Kersdag self, die Christuskers wat in die middel is, die witte, wat ons gaan aansteek. So net baie dankie dat jy vanoggend vir ons ook hiermee herinner dat ons met hoop kan leef as gelowiges.